Goeiemôre, 3 Mei vanmôre 2025, Sabbatdag, lees in 2:7-4 van die Groot Johannes Evangelie boek 2, en ons het nou gister geluister wat Joshua vir ons hier neergepen het. Hulle is daar onder by die skippers gewees, hulle was daar by die see, het hulle in hulle boot agtergebly, toe Joshua met al die mense op met daai steil berg is. Hulle het bonatuurlik in die gees daarbo beland, en hy die hele omgewing verander, sodat die berg van alle kante toeganklik was. En ons het die geestelike betekenis daarvan ook behandel. Nou vra hy vir hierdie ouens, vertel ons, wat het in die nag gebeur? Want julle onthou nog dat die engel Raphael op instruksie van Joshua die see gevat het, die hele Galileese see, en dit in 'n druppelvorm boek aan die seebed laat hang het, met al die visse en al die goed binne in. En ja, Jara is toe gestuur na die middel van hierdie droë seebed, en sy het 'n parelmossel gaan optel, seker 'n oerparelmossel wat van vorige periodes daar gelê het, wat 12 parels ingehad het, ongeveer die grootte van 'n hoendereier. En dat die een man vir haar gesê het, jy het nou soveel skatte, meer as die keiser van Rome. Maar sy sê toe nie, dit beteken vir haar niks. Sy sal dit net as 'n aandenking hou van dit wat hier gebeur het. Lees vers hoofstuk 160, die nagtelike belewennisse van die skippers. Toe gaan ons almal rondom die skippers op die sagte gras sit. Slegs Raphael bly staan, en 'n skeepsknegt sê aan hom. Onthou, Raphael is nou in die gedaante van omtrent 'n 16-jarige jong seun. Pragtige seun, want hy het sy engele gelaat, wat hy nou vir hulle wys. Jongeling, sê die skeepsknegt, gaan sit tog ook, die gras is vir elkeen, en geen mens hoef iets te betaal om daarop te mag sit nie. Die engel sê egter, gaan julle maar aan met vertel, ek sal wel gaan sit as ek moeg word van die staan, bovendien kan het gebeur, dat daar een van julle sy ewewig verloor, en dan is ek gouer byderhand, om so iemand weer op die been te help. Die een skipper sê, ja, verseker, 15-jarige melkmuil, jy is jou leier nog maar net kwyt, en dan dink jy is sterk genoeg, om een van ons op te tel, as sou hy val. My aarde, dit getuig van selfoorskatting. Die engel sê, begin nou maar, eers nou maar gou volgens die wens van die meester te vertel. Die ander sal ons dan wel sien, as dit in die ergste geval nodig sou blyk. Die wat ruwe skeepsknegt neem genoeg daarmee, en die leier van die skeepsknegte vertel die volgende. So ongeveer om en by die eerste nagwaak, word dit vreemd genoeg opeens so lig soos die dag. Ons sien egter nêrens iets wat lig gee nie, en dink toe dat daar agter die berge sekere reusagtige Bengaalse vuur moes brand, waardeur die lug so lig geword het. Die lig was net duidelik te sterk om afkomstig te kon wees van 'n Bengaalse vuur, maar wat dit dan ook al was, die lig het byna die hele nag geduur, en het verskeie kere so sterk geword, dat ons gedink het dat dit reeds ligdag was. U verstaan wel dat dit vir ons daarby tog spookagtig was. Uit die stad uit kom daar ook verskeie mense na ons toe, en hulle dink toe dat dit die see was, wat so lig uitgestraal het. Ek kan my nog herinner, dit was 'n klip, wat hierdie lig uitgestraal het bo op daai berg, as ek nog reg onthou. Maar baie gou gewaar ons 'n ander verskynsel, en dit was nog baie meer merkwaardig. Ons wil nou almal die see van nader gaan bekyk. Edoch, ek vra jy om ons nie nou uit te lag nie, en daarin is toe geen druppel water meer nie, en ons skip lê op die droë bodem. Ons was in staat om in die totale diepte van die see in te kyk. Dit was ysingwekkend. Ons skip het op 'n vooruitspringende rots gerus, maar aan alle kante van die rots was daar 'n afgrond van enkele honderde mans hoogtes. Daar in die baai by Genesaret
is dit deurgangs maar vlak, en daar het ons rondgeloop, en die hoeveelheid baie mooi, en seldsame mossels en slakke versamel. Toe ons egter baie onskuldig met die versameling besig was, sien ons met eens 'n felle bliksem, wat deur 'n ontsettend harde donderslag opgevolg word. Ons vlieg hals oor kop na die oewer toe, vergeet daarby ons mooie versamelde mossels, en durf hulle ook toe nie meer gaan haal nie. En hulle het dus daar gebly, waar ons hulle gevind het, behalwe 'n paar wat ek in my sak gesteek het. Maar pas nadat, so ongeveer in die 3de nagwaak, die see weer soos voorheen die oewers vul en bespoel, begin dit ons steeds meer besig te hou, wat daar met hierdie tog behoorlike groot see kon gebeur het, om opeens so heeltemal tot op die laaste druppel te kon leegloop. Toe vertel 'n ou man wat ook hier woonagtig is, dat die berg- en luggeeste wat boos geword het, dit doen, om die watergeeste op die manier te straf. Ons het wel daaroor gelag, maar in die nood is 'n slegte verklaring, daarom beter as heeltemal niks nie. So ongeveer in die 4de en laaste nagwaak, word dit toe skielik heel wat donkerder, en ons gaan in ons skip in om te slaap. Toe ons wakker word, staan die liewe son al taamlik hoog, en ons het gegaan om ontbyt te geniet. Dit is in kort alles wat ons in hierdie nag beleef en opgemerk het. Nou, ons het al hierdie verhaal op die berg, van die bergmense wat saam met Joshua was, het dit alles in 'n droom ervaar, en Jara het dit, fisies was sy wakker, en sy het daai parelmossel gaan haal. Nou, wil ek vir julle vra, of julle moet my help. Ek wil nou nie gorrel nie, ek wil weet, wat is die geestelike betekenis van die Galileese see, wat in 'n druppel gehang is, en die hele seebed droog geloop het. Wat se profetiese betekenis kan daar wees? As iemand my kan help, asseblief, ek wil nie 'n kans vat nie. Werk is dit ook beskerming vir die bloedvolk van die toekoms nie? Ja, ek weet nie hoe, ja, dit is nie soos, ek gorrel ook sulke goed. Maar waar is die bewyse? Jy moet die ding vandeer. Die see kan twee goed wees. Die see is die tale, volke en nasies, en die see kan ook kennis wees. So, iets wat ons dan moet aflei daarvan, is in daai twee pole moet ons na dit kyk. Want Jara, wat die dogter van Sion voorstel, is by Joshua op die berg, op die hoogste vlak van geestelike kennis. En die see moet dan iets anders voorstel. En Jara, weet ons, stel die dogter van Sion aan die eindtyd voor wat in Suid-Afrika gaan wees. Maar dink maar daaroor, as iemand 'n antwoord het, sit dit vir ons op die groepie waar jy is, en dan sal ons dit versprei. Maar daar moet 'n geestelike betekenis wees van die see wat droog gelê is. Ons gaan verder. Die skeepsknegt en Rafael, hoofstuk 1:6-1. Toe die leier van die skeepsknegte sy verhaal beëindig het, wou die ruwe skeepsknegt van voorheen die mossels, waarvan ook hy 'n paar daarvan in sy haas saamgeneem het, dit wil sê opgetel het op die droë seebodem, uit die skip gaan uithaal. Deur 'n ietwat onhandige stap gly hy toe hy aan boord gaan en lê lank uitgestrek, asof hy altyd daar gelê het. Toe begin die ander knegte hom uitlag en sê, ag, hy bly tog maar steeds 'n ou onhandige kerel. Die een wat nog op die grond lê, vererg hom. Rafael spring egter dadelik op hom af, help hom gou weer op die been en sê, sien jy nou waarom ek bly staan het? Want ek het jou al vooruit gesê, dat jy vandag sou val. En nou het jy ook geval. En ek, jou swakke melkmuil, kon jou, ek hoop vinnig genoeg, van die grond af optel, en jou so weer die onbelemmerde gebruik van jou onhandige voete teruggee.
Die skeepsknegt brom agter sy volbaar. Nou ja, dit is goed so, maar sulke seuns is ook dikwels vol agterbakse, onnitsige streke en sorg daarvoor dat een van ons iets oorkom. O, ek ken die straatsluipers goed. Oorgens skyn jy wel 'n betroubare seun te wees, maar jy is nou eenmaal 'n seun en dit is genoeg. Elke seun het altyd iets onnitsig in hom. Bly daarom maar altyd op die minste 3 tree van my af. Raphael sê, vriend, jy vergis jou ontsettend met my, maar ek vergewe jou dit, want jy weet nou eenmaal nie wie jy voor jou het nie. Die skeepsknegt sê, nou, wat kan iemand op so 15de jaar dan ook al wees? Hoogstens 'n prins uit Rome of ergens anders vandaan? Of is jy miskien so 'n bietjie 'n almagtige aanhangsel van ons liewe meester? Raphael sê, ja, iets dergeliks. Maar gaan haal nou maar jou mossels uit die skip. Die knorrige skeepsknegt gaan uit die skip in en kom binne enkele oomblikke weer terug en laat ons na hulle kyk. Die 3 eksemplare was baie mooi, maar het natuurlik geen uitsonderlike waarde nie. En Raphael sê aan hom, as aandenking is hulle goed genoeg, maar waarde het hulle nie. Wat gaan jy nou daarmee doen? Die skeepsknegt sê, o, melkmuil, met hierdie soort praatjies kan jy goed bespiegel, maar geen gryse skipper vang nie. Jy sal hulle graag verniet wil hê, maar ou Dismas is nie so dom as wat hy miskien lyk nie. Hierdie 3 stukke kos 3 silwerstukke en word vir geen penning goedkoper afgestaan nie. As jy 3 silwerstukke het, gee hulle dan gee ek jou hierdie 3 mooi eksemplare daarvoor. Raphael sê, die 3 silwerstukke stel vir my niks voor nie, maar dat jy iets wil verkoop, wat goed beskou nog nie eens volledig jou eiendom is nie, dit vind ek nie korrek nie. Kyk, in hierdie baai het van ouds af slegs die inwoners van Genesaret die reg om vis te vang, of diegene aan wie hulle dit verpag het. Jy het daarom hierdie 3 mossels op die grond van Ebal, wat die water in pag gehad het, gevind, of wat die water in pag het, gevind, en hulle is daarom goed beskou sy eiendom. As hy hulle eerder sonder meer aan jou sal skenk, dan is hulle joune, en dan kan jy hulle ook as jou eiendom behandel. Nou Dismas sê, kyk nou so, melkmuil, hy praat soos 'n regter uit Rome. Jy sou vir my 'n mooi beskermer van die reg gewees het. Jy klets my verslete mantel nog van my lyf af. Die hele see is die werkterrein van die skipper. Wat die water omgee, of dit nou in 'n baai of buite op die oop see is, dit behoort aan niemand anders as aan hom alleen nie, en daarmee is al jou ingestudeerde regsgronde die bodem ingeslaan. Want ons weet ook iets van die reg af. Dis 3 silwerstukke, dan is die 3 stukke joune. Raphael sê, daar kan niks hiervan kom nie. Solang Ebals nie sê dat hulle jou eiendom is nie, kan ek hulle nie van jou afkoop nie. Nou wend Dismas hom tot Ebal en vra hom wat hy van die bewering van die seun dink. Ebal sê, streng gesproke het Raphael gelyk, en ek sou seker hierdie 3 stukke as my eiendom in besit kon neem. Maar ek maak nooit van daardie reg gebruik nie, en sal dit ook nie doen nie, en daarom behoort die 3 stukke nou stoffelik aan jou, maar geestelik behoort die hele aarde tog aan Elohim die meester, en hierdie 3 mossels dis ook. Met hierdie antwoord is Dismas baie tevrede, en hy vra nou aan Raphael, wel, hoe staan dit nou met die 3 silwerstukke? Raphael sê, hier is hulle, maar gee die 3 stukke vir Ebal, wat hulle sal bewaar as 'n herinnering aan hierdie tyd. Dismas neem die 3 silwerstukke en lê die 3 stukke voor Ebal neer, maar die gee hulle aan Jara en sê, hier, bewaar hulle by die ander aandenking, vir ons sal hulle van groot waarde wees. Heel verheug aanvaar Jara die 3 stukke en sê, o, dit is wondermooie dinge, hoe speel die heerlike glansende klere daar oorheen. Regtig dan kan en moet 'n mens saam met Job uitroep,
O Elohim, hoe glansryk is u werke. Wie daar 'n oog voor het, gee hom nie aan ydel genot oor nie. Wie leer hierdie slak om vir homself so 'n skitterende huis te bou? Sonder balke en klippe is dit pragtiger as Salomo, in al sy stralendste glansrykheid as koning. Ek het nou hierdie gister gelees en toe is dit nou vir my, ja, dit is vers 17. Dit moet nie die 3 silwerstukke wees nie, dit moet die 3 mossels wees. Die 3 slakmossels. Want hier kom sy en sy sê hoe skitterend dit is. Sy kan tog nou nie van die silwerstukke praat nie. So ek dink daar's 'n foutjie met die diktaat, maar dit is hoe ons hom gekry het. So ons moet net regmaak. Vers 17 is dan die 3 slakmossels en lê die 3 stukke voor Ewal neer, wat hy verjaardag gee, want sy het mos daai een mooi ene byhaal. En ek kan nie dink dat hy sê dat dit is 'n aandenking dat silwer nou 'n groot waarde het wat 'n aandenking is nie. En kom dit nie lees 3 silwerstukke komma en lê die sit die 3 slagstukke. Ja, as daar 'n komma is, dan kyk maar voor en kan nooit 'n komma wees nie. So as jy daar 'n ruspunt het en lê die 3 stukke mossel voor Ewal neer. Ja. OK, dan het ons dit reg. En sy die laaste deel van vers 18. Wie leer hierdie slak om vir homself so 'n skitterende huis te bou? Sonder balke en klippe is dit pragtiger as Salomo in al sy stralendste glansrykheid as koning. Dan draai sy haar na Raphael en dank hom vir die mooi geskenk. Maar vra hom tewens, omdat sowel die slakkehuis as beide mosselskulpe geen lewende inhoud meer het nie, waar die lewende diere was, wat eens in hierdie mooie omhulsels gewoon het. En Raphael sê, liewe Jara, die diere het al verskeie duisende jare gelede gesterf, en dis ook al lankal vergaan, maar die omhulsels kan nog verskeie duisende jare bestaan, en sal nog aan vorm, nog aan skoonheid baie inboet. Hulle boustof is suiwer kalk, en dit vergaan in vrye toestand, veral onder water nooit nie. Soveel mag jy voorlopig wel weet, die hoëre betekenis daarvan, sal jy eendag in die hiernamaals volledig leer ken. Jara verbaas haar baie as hulle oor so 'n ouderdom praat. Nou ja, het hy vir ons dan die antwoord gegee van die hoë betekenis van hierdie parelmossels, maar sekerlik ook van die verskynsel van die see wat opgedroog is. En daarmee het ek 'n rustigheid. As ek dit eers moet weet aan die ander kant, dan is dit reg so. Ek gaan nie my kop dan breek nie. Maar ons is bevoorreg, omdat ons hierdie woorde kry, wat 2000 jaar gelede gespreek is, kry ons bietjie toevoegings van Joshua af, omdat ons nou in 'n era woon, waar die wetenskap ook baie meer ontwikkeld is as 2000 jaar gelede. En weet ons nou meer van die wetenskap af. En dit is wat die Lorber geskrifte, al die Lorber geskrifte ten doel het ook, behalwe om ons siele op te lig uit die wêreld uit en vir ons redding te bring, want die woord van waarheid bring redding, is dit ook daar om die wetenskap en die godsdiens aan mekaar te bind. Die ware wetenskap wat ons hierin leer. En dit is die wonderlike voorreg om van hierdie goed te meet aan goed wat die wetenskaplikes nou ontdek. Onthou in Lorber se tyd 1840 tot 1865 was daar baie min inligting oor afstande en groottes van die aarde, groottes van die son, die maan en al die goed. Maar in die Lorber boeke wat daai jare uitgereik is of aan hom gedikteer is al die afstande perfek ingesit. En eers het die geleerdes dit later gekry dat dit reg was. So daar is 'n ou, ek dink hy's Eggenstein, wat Lorber se boeke sekere leeftyd aan dit gewerk het om al hierdie goed wat waar is en wat op daai stadium nie geweet is nie,
wat nou die boeke wetenskaplik korrek maak. Maar vir ons wat die geloof nastreef en sterker en hoër in die geloof wil kom, ons wil bo op daai berg kom in ons, is dit genoeg dat hierdie woorde vir ons ontsettende heerlike brood is, wat ons nie genoeg van kan kry nie. En die feit dat ons ander wetenskaplike feite bewys word, dis 'n ekstra. En dit maak dat jy, as jy met klomp ouens moet stry, wat die goed nie wil aanvaar nie, dan het jy daarom 'n paar punte. Want vir die verstandsmens moet jy in die verstand antwoord. Hy verstaan nie die gees nie. 'n Geestelike mens sal verstaan dat Vader in staat is om 'n berg te verander, te verskuif. 'n Geestelike mens kan verstaan dat Vader die see kan uitlig uit sy bodem uit. Maar 'n verstandsmens sal dit net nie vat nie. Hy sal vir jou uitlag. En dit is hoekom toe Yeshua afkom, toe sê hy vir almal, bly stil oor alles wat daar gebeur het, behalwe wanneer ek julle toestemming gee. So dit is wat vir my die wonderlike is van hierdie hele verhaal. Die parelmossels in die skrif is 'n parel word vergelyk met Yeshua self. Dat 'n vrou het 'n stuk grond gekoop en sy het 'n parel daar gaan soek en sy het die parel gekry. Iets, ek sê of sy alles verkoop om die parel te kry. En die parel is Yeshua en die vrou is die weduwee, die dogter van Sion wat nog nie aangeneem is deur Yeshua nie. Dit stel ook mense reg oor die wêreld voor. En wat hulle dan ook, hierdie parelmossels wat gekry is daar, stel daar die mense voor. En ons moet weet dat daar nog baie hoë kwaliteit geestelike mense wegkruip in die wêreld. Soos wat daai absolute groot mossel met die hoendereier parels voorstel. En dan is daar nog 'n klomp ander. Wat ek glo dalk aan die eindtyd sal gebeur, wanneer Jara, die dogter van Sion, reeds by Yeshua is in Suidelike Afrika, en hy ons afgeseel het, en ek dink iemand het 2 dae gelede 'n profesie opgesit van 'n rit, het julle dit gelees? En dat almal wat by Yeshua is, sal geen vrese hê nie, en hoef nie bang te wees vir niks nie. Nie vir water nie, nie vir aardbewings nie, nie vir komete nie, ook nie eers bekommer waar jy kos gaan kry nie, want dit sal voorsien word. En dit is dan, wanneer Jara skuilend is by Yeshua, dink ek dit gaan met die ander mense gebeur, dat die antichrist sy lering of sy heerskappy gaan so erg wees, dat daardie kinders, wat vadersin is, wat nou nog weggesteek word, en nog onder die mensdom is, onder die see, dat hulle dalk gaan uitkom, en dan ook Jara se eiendom word. Want uiteindelik het sy alles gekry, en die engel het daarvoor betaal. Wat bedoel, die engel het gehelp daarmee. Dis maar hoe ek dit kan sien. Maar daar mag baie ander, nie baie nie, heel moontlike ander verklaring ook wees. Maar nietemin niks wat Vader sê, is sonder geestelike betekenis. Alles wat hy sê het 'n dieper geestelike betekenis. Dit hang net af of jou siel op die vlak is om daai betekenis te ontdek. En ek dink nog hier is 'n baie hoër betekenis weggesteek. Het iemand nou 'n ander oplossing dalk al gekry terwyl jy hier gesit het? 3 mossels. Ja, 3. Ja, 3 is 'n volkome goddelike getal. Saam met die een groot een is dit nou 4. OK, baie dankie, ons sien ons maak woensdag weer.